Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 18 Augustus 2026. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Vader God, die onpylbare, tog betroubare. Here, U is nie 'n God wat omvat kan word deur ons denke, ons intellek, wat ons dink ons is in staat toe nie. Here, ons kan alleenlik deur geloof aanvaar dat U in Christus vir ons kom sterf het aan die kruis. Dat U inderdaad ter helle neergedaal het, dat U inderdaad weer opgestaan het, opgevaar het in die hemel toe, en dat U inderdaad weer kom om ons te kom haal. Dit moet ons glo. Dis geloof. Geloof is om die onsienlike te sien. Vader, dankie dat U soveel geduld het met ons mense hier op aarde, wat tog so baie dink van onsself. Dink ons kan vir U uitsorteer, dink ons kan U uitredeneer, dink ons kan antwoorde gee links en regs oor die grootte God van die heelal. O Heilige Gees, gee ons 'n diepe nederigheid. Here, wanneer ons met mense ook omgaan wat in pyn is, wat sy kinders deur verskriklike goed gaan, Here, waardeur ons kan nie ons kop daarom kry nie, dat ons tog inderdaad maar net saam op die grond sal loop sit, saam sal huil, saam sal sit met nie antwoorde. Saam sal sit en saam sal huil daar, Here, voor U aangesig, om maar net hierdie probleem of probleme voor U te kom neerlê, die almagtige God. Here, weerhou ons van maklike antwoorde asseblief. Weerhou ons van nee, ons verstaan te vinnig. Ons verstaan baie min. Weerhou ons, o Vader God, van te vinnig raad probeer gee, in plaas van om net in die moment te wees. Net daar te wees. Net maar jou hand in jou arms rondom iemand te slaan en te sê, ek weet ook nie. Kom ons bid saam. Here, help ons met ons maklike antwoordjies, eenvoudige, simplistiese antwoorde op mense se absolute eksistensiële vrae. Here, help ons dat ons inderdaad in totale nederigheid, saam met ons vriende en familie, maar net voor U kom buig. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is nou hier by Petrus, ons het so begin met Petrus. Ons weet dat Petrus inderdaad een van die Here Jesus se naaste disippels was. Ons weet dat Petrus, dat is partykeer 'n bietjie 'n grootbek ook gewees. Vriende, toe hy gesê het, maar U sal nie my voete was nie, waar hy sy swaard uitblik en Malga se oor afkap. Die brawe Petrus, die grootmoedige Petrus, maar ook die Petrus, en dankie vir hom en vir Dawid en so vir 'n paar ander karakters in die Bybel, maar ook daar, vriende, waar hy besef op die ouene nadat die haan 3 keer kraai, die Here inderdaad verloon. Dis Petrus, gewone visserman, wat 'n leier in die vroeë kerk geword het, vriende, wat 'n brief skryf aan Christene wat versprei is in verskillende streke van die Romeinse Ryk, so mekaar sê is Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Britannië, ons kan sê versprei is in Suid-Afrika, in Gauteng, in Wes-Kaap en Oos-Kaap. Dat die mense wat so versprei is, weet ons is vreemdelinge, het geleef onder vreemde omstandighede, onder vreemde mense, liewe vriende, wat nie hulle geloof verstaan het nie, hulle is uitgesluit, hulle is gespot, hulle is verdag gemaak, en hulle het inderdaad sosiaal gelei. En vir hierdie groepie mense, kom skrywe Petrus hierdie brief,
vriende, en kom sê hy vir hulle 'n klompie goed. Hy het vir hulle kom sê, het ons vir mekaar gister gesê, julle is die uitverkorenes van God, julle is vreemdelinge in die wêreld. Julle is uitverkies deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees, en ons het 'n bietjie daarby stil gestaan. Hy kom gee vir hulle identiteit. Hy kom sê vir hulle, wie is julle in hierdie wêreld? Ons het vir mekaar kom sê, dat dit is inderdaad wat ons ook moet hoor, wat hy vir ons sê in die jaar 2026, En dan praat hy nou met hierdie klompie mense, en dan sê hy vir hulle, hoor hierso, ek wil net vir julle kom sê, ons het baie lof gee aan God. Ons gaan aan, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, uitroepteken. Al die lof, al die waardering, kom God toe. Hoe sê hy vir hulle? Julle is die uitverkorenes, julle is afgesonder om gehoorsaam om te wees, julle is versprei in hierdie areas in die Romeinse Ryk, maar weet verseker, die lof wat moet toekom, maak nie saak hoe sleg het met julle gaan nie, is aan God. Altyd gee lof aan God, kom hoor ek hom sê. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons, hy sê hier in die vertaling julle, ook vir julle in bewaring gehou word. Ons vertaal dit ook vir ons in bewaring gehou word. So ek kom sê vir hierdie mense, dis julle identiteit, julle is uitverkorenes, afgesonder deur die Heilige Gees om aan God gehoorsaam te wees. Die lof kom God toe. Julle moet inderdaad die lof vir God gee, omdat hy julle so afgesonder het, omdat hy so op die uitkyk is vir julle wat genuine spesiaal is, julle wat leef van al die streke. Die lof kom God toe net. En dan kom sê hy, hoor hierso, kom ek sê net vir julle, in sy groot ontferming, en ons lees dit maklik verby, liewe vriende, in sy groot ontferming, in God se groot genade, in God se omgee vir ons, dis wat ontferming beteken, in God se in ons skoene stel, in sy groot ontferming, het hy ons die nuwe lewe geskenk. Hy hoef nie, maar hy het. Daarom met die begin, toe ons begin met die gebed, het ons verstand is te klein. Het hy ons op grond sy groot ontferming, het ons 'n nuwe lewe geskenk. So ek kom sê vir ons, kom sê vir hierdie mense wat miskien uitgelewer is aan vervolging, goed, kom sê, hoor hierso, julle het 'n nuwe lewe deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons wat? 'n lewende hoop, sê hy. Dis 'n lewende hoop, al gaan dit hoe met julle op aarde, dis 'n lewende hoop. Op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Kom sê hy vir jou en vir my. Ek en jy het inderdaad 'n lewende hoop in hierdie God, hierdie drie enige God. Die feit dat Jesus vir julle gesterf het, die feit dat hy opgestaan, opgevaar het en weer kom. Ons het 'n lewende hoop op grond van die opstanding. Vriende, hou daaraan vas. As die duiwel vir jou aanval, vat vir jou bakkie water, sit dit op jou kop, sê ek is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Ek is God se geliefde seun en dogter. Vat die teken van die nagmaal, vat die broodjie, vat die wyn, drink dit en sê, hierso, en as jou bose jou kom aanval, vergeef, sê hy, loop net weg van my af, kan jy vir die bose sê, op grond van die genade van die Here Jesus Christus, dat hy vir my kom sterf het, en ek glo in Jesus absoluut met my hele hart, siel en verstand, en daardeur kom sê hy vir my, ek het die ewige lewe. Jy het die reg om my kind genoem te word, as jy my aanneem, kom sê hy. By 15 vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, en sy teenwoordigheid ervaar.